Wanneer dit by geestelike onderskeiding kom, is dit belangrik om daarop te let dat daar altyd menslike pogings is om die Heilige Gees se werk na te boots. Ek wil vandag een hiervan uitlig en ek wil dit graag noem 'n gees van godsdienstigheid. Die Heilige Gees oortuig ons van sonde en bring ons in 'n verhouding met die Here Jesus. Terwyl godsdienstigheid bring skaamte, 'n obsessie met reëls en tradisies en die indruk wat jy maak. En dit maak dikwels al jou geestelike vreugde dood. Om die onderskeid te verduidelik, moet jy jou vir 'n oomblik aan twee vrugtebome voorstel. Wanneer die Heilige Gees in 'n persoon se lewe regeer, is die geestelike boom gesond en lewendig. Omdat die wortels gesond is, word heerlike soet vrugte gedra. 'n Boom wat net godsdienstig is, sy wortels het nie lewe nie. Dit is dood, maar dit probeer desperaat om soos 'n gesonde boom te lyk. Elke oggend word 'n sak met winkelgekoopte vrugte en 'n kramdrukker geneem, dan word die vrugte versigtig aan die dooie takke vasgekram, sodat ander kan dink die boom is produktief. Hierdie godsdienstigheid probeer om vrugte te dra deur menslike pogings en skuldgevoelens. Die vasgekramde vrugte lyk goed van 'n afstand af, maar daar's geen vreugde in volheid nie. So 'n boom is uitgeput, want dan moet elke dag hard gewerk word om 'n beeld voor te hou. In teenstelling hiermee produseer die Heilige Gees vrugte, omdat die loot deel is van die wynstok. Godsdienstigheid gebruik altyd woede en veroordeling om hulle eie bankrotskap mee weg te steek, terwyl die Heilige Gees ons wil oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel om so genesing en vryheid te bring. Die Heilige Gees lei ons daarom na die kruis en bring vrede, terwyl godsdienstigheid net skaamte en veroordeling produseer. Godsdienstigheid beklemtoon jou eie pogings en wat ander van jou dink, terwyl die Heilige Gees die boodskap van die evangelie en wat Jesus in jou plek gedoen het, wil beklemtoon. Miskien is die beste voorbeeld van godsdienstigheid die Fariseërs en die wetgeleerdes. Jesus het hulle in Matteus 23 vers 27 so gekonfronteer: "Elende wag vir julle skrifgeleerdes, Fariseërs. Julle is soos witgeverfde grafte wat van buite mooi lyk, maar daar binne vol doodsbene en allerhande onsuiverheid is. So is julle ook, van buite lyk julle vir mense vroom, maar van binne is julle vol huichelarye en minagting van die wet." Net soos wat die Heilige Gees egte vrugte voortbring, het die Fariseërs ook vrugte gedra. Onthou, hulle het hard gebid, hulle het hulle tiendes gegee, hulle het daarvan gehou om godsdienstige vertoon uit te straal, dat hulle soos die vrugbaarste mense in Israel moes lyk, maar dit was net vertoon. Hulle het gemaak asof hulle lief is vir die wet, maar die gewer van die wet was nie vir hulle belangrik nie. Terwyl die Heilige Gees kom om gevangenes vry te maak, maak 'n godsdienstige gees, soos in die geval van die Fariseërs, dat dit swaar en ondraaglike laste op ander mense se skouers plaas, terwyl hulle weier om 'n vinger te lig om te help. Hulle godsdienstigheid het uiteindelik hulle so verblind, dat hulle die Messias verwerp en gekruisig het. Hulle kon die Messias nie herken nie, want hulle was so besig om hulle godsdienstige strukture in stand te hou. Kom ons bid saam. Here, sal U ons bewaar van 'n gees van godsdienstigheid, van vertoon, daardie beheptheid met wat ander mense van ons dink. Here, ons wil lewe volgens die vryheid wat U Gees vir ons gee. Amen.